Weet jy, typies wat met so 'n soort van ding gebeur, is daar's iets wat 'n ding op die spits dryf. In hierdie geval was dit die besluite oor gay lidmate en gay verhoudings. Ek dink net eenvoudig die NG Kerk sal geduldig wees met daai mense, maar die NG Kerk het gehoor wat hulle sê en die NG Kerk stem nie saam nie. Uit die 2015 algemene sinode in Pretoria was daar 'n deurbraak gewees. Die sinode het duidelik positief besluit oor selfde geslagverhoudinge. Die ouens wat daarteen gekant is, het met teenargumente gekom, maar uiteindelik het daai sinode 3 keer gesê met duidelike meerderhede, ons wil dit besluit. Ons aanvaar selfde geslagverhoudinge. Daar was die skilderye wat gemaak was, wat die mense gebreinspoel het. Daar was plakate, jy het gepraat van die T-hemde. Daar was die onwettige deelname van mense wat as sprekers opgetree het. Toe die persoon opstaan, het 'n lid van die tydelike taakspanregte opgestaan en gesê, ek maak beswaar. Dis geïgnoreer, die persoon is verder toegelaat. Daarna is 'n ander persoon in 'n soortgelyke situasie. Die persoon het net gekom en gesê, so en so moes hy wees, hy kan nie wees nie, ek is in sy plek. Sonder 'n geloofsbrief. Hulle wil hê die NG Kerk moet sy besluite omkeer en dit gaan nie gebeur nie. The faculty nowadays is sometimes unfairly criticized and accused of all kinds of heresies by a small minority of fundamentalist members of some of the churches they serve. I don't see any grounds for these accusations. On the contrary, I think that the young ministers trained by this faculty are some of the best reasons to be optimistic about the future of the church. Ek het groot geword met 'n soort van 'n kerklike opset waar daar ouderlinge was en die ouderlinge se werk was om toesig te hou oor die gemeente. Ja. Om die wat verkeerd is, te sê julle mag nie verkeerd wees nie, julle moet dit so doen. Dis 'n soort van manier waarop die Fariseërs sou gedink het. Godsdienst, nee. Ek moet my medemens raak sien om te sien, is daar nood? Hoe kan ek help? Hoe kan 'n mens mense help om heel te word? Absoluut. Vir die godsdienstige leiers, die skrifgeleerdes en die Fariseërs is mense nie belangrik nie, maar vir Jesus is mense belangrik. Dit het my godsbegrip verander. Maar toe ek hierdie prentjie van Jesus sien, van 'n God wat omgee vir mense, toe my verstaan van wie God is verander, na 'n liefdevolle God wat my belange op die hart dra, wat wil hê dit moet goed gaan met my. Ek het anders oor sonde begin dink. Sonde was vroeër 'n lys oortredinge wat teen my naam aangeteken is en waarvoor ek gaan moet rekenskap gee en waarvoor ek gestraf gaan word. Terwyl ek het begin verstaan, sonde is om Jesus se woorde uit Matteus 25 te gebruik. Dis wanneer ons iemand sien wat honger is en nie vir hom kos gee nie. So ek het begin verstaan dat sonde is wanneer jy jou naaste skade aandoen. Goeiedag my Afrikaanse Christen vriende, ek is Ferdi Mulder en ek wil jou uitnooi om aan te sluit en te stuur vir vriende en familie en Christene wat jy weet wat toegerus kan word, opgeroep kan word om getrou te bly aan die Here Jesus en die onfeilbare woord van God. Vriende, net weer voor ons vandag begin, iets oor boeke. Verlede week het ek iets gesê oor Rosaria Butterfield. Sy is 'n bekende lesbien professor wat tot bekering gekom het, haar partner gelos het, sy is getroud met 'n presbyteriaanse predikant. Sy skryf in hierdie boek omvangryk oor die LGBTQ+ beweging, sopas in Afrikaans verskyn. En jy kan jou kopie koop by my vriende Tommy van der Walt, hulle wat dit gepubliseer het. En hulle webtuiste is www.imprinton.org www.imprinton.org. Dan wil ek iets sê oor van ons boeke by die Instituut vir Reformatie. Julle sal onthou, my boekie Opgestaan 'n klompie jare terug verskyn. Ons het 'n nuwe uitgawe met 'n klompie nuwe hoofstukke by in Afrikaans en Engels. En vandag se program oor Niels Jackson, daar is 'n klomp berigte in hierdie boeke van Niels Jackson.
en ook die interaksie wat ons gehad het en van die kontroversie. So hierdie boekie gaan vir jou van die nuutste inligting gee oor die gebeure wat ook vandag bespreek gaan word. Dan 'n paar ander boeke, onthou julle Amazing Grace, How Sweet the Sound, Genade onbeskryflik groot, geskryf deur John Newton, kosbare briewe en getuienisse van John Newton. Onthou julle Pelgrim se reis, John Bunyan, in die tronk gewees vir 'n klomp jare in Afrikaans vir jou kinders om te lees, en is dit nou nie 'n mooi geskenk vir jou Kosa werker, wat vir jou werk nie, in Kosa, die Pelgrim se reis. Net 'n paar van die boeke wat ons beskikbaar het, wat jy ook kan kry vir jou, om jou te bemoedig en te versterk. Nou goed, vriende, ons is besig met 'n reeks oor In Gesprek Onthul, so skeur die Sisterskerke, uitgesaai in Junie 2026 op Kyknet, en die joernalis was Lorenza Eckhart. Ons het reeds deel 1 gedoen oor die GKSA, en vandag is dit nou deel 2 waar ons gaan kyk na Niels Jackson en sy kontroversiële rol in die NG Kerk die afgelope aantal jare. Nou, ek wil graag 5 dinge vandag met ons behandel. Die eerste staak is die raamwerk waarbinne ek dit wil posisioneer, en dit gaan terug na die 1990 algemene synode toe vroue, ouderlinge en predikante ingebring het. Daar het 'n nuwe hermeneutiese skuif gekom. Tweedens, bietjie biografiese inligting oor Niels Jackson. Nommer 3 gaan ons kyk na sy aantuiging dat dit 'n groepie fundamentaliste is wat kla oor dwaalleer en dat daar nie gronde daarvoor is nie, by tikkies veral. Hy praat baie oor Dani Veldsmann, Ben de Tooy, Julian Miller, ons gaan bietjie daarna kyk. En dan 4de gaan ons kom dan nou by waar hy spesifiek dan nou oor die NG Kerk en homoseksuele verhoudinge gaan praat. Ons gaan 'n stukkie daarvan speel, en dan gaan ek dit ook 'n bietjie toets met 'n alternatiewe interpretasie van Dominee Helgard Janse van Rensburg, wat vroeër jare aktuarius van die Vrystaat Synode was. En dan laaste gaan ons kyk na bietjie meer persoonlike getuienisse van Niels Jackson, nou dat hy afgetree is, en hy gaan praat oor hoe lyk sy God vandag, hoe lyk sy Jesus, en hoe sien hy ook die Bybel. Dan sal ek daarmee ook afsluit en bietjie ander perspektiewe vir ons daaroor probeer gee. So kom ons begin by nommer 1, waarna ek graag wil kyk, en ek dink dit is baie belangrik teen die agtergrond van verlede week se program, dat ons moet verstaan dat toe die skepingsorde van Genesis 1, 2 en 3, toe dit uitgerangeer is, julle onthou hier die Bybel in praktyk, Adam en Eva, in die beeld van God gemaak, verskillende rolle, toe die rolle verander is, om te sê ons kan die skepingsorde uithaal, toe staar 'n nuwe hermeneutiese bril, 'n nuwe gereedskapstuk geskep om die skrifgesag, die hermeneutiek van die reformatie, die vroeë kerk, die beginsels van skrifuitleg, radikaal te verander, om presies die teenoorgestelde te sê van wat die teks sê. Wat gebeur het is, daar het 'n nuwe skrifkritiese metode in die kerk ingekom, en ons het nou 'n historiese werklikheid wat dit kan kronologies aantoon. So wanneer dit gebeur, dan kan ons sê, gaan die skrifgesag al hoe meer op losse skroewe uitloop. En dis presies wat ons gekry het en wat ek later gaan probeer aantoon. So alles wat nou gaan volg, moet ons teen hierdie agtergrond meet, en jy moet besluit aan die einde of jy dink dit geloofwaardig is, hierdie stelling wat ek maak, dat dit teruggaan soontoe. Nou, om dit net gou te definieer, hier sit ek met die Algemene Synode 1990 van die NG Kerk se verslag, 2 verslae, 'n meerderheid en 'n minderheid verslag oor hierdie saak. Hoor wat het die minderheidsverslag byvoorbeeld gesê. Hulle sê die Algemene Synode vra om die wesenlike verskille tussen man en vrou te ignoreer en die besondere ampte wat tot dusver net deur mans gevul is, oop te stel sonder inagneming van daardie God gewilde andersheid. En dan word jy gewaarsku dat wanneer ons hierdie deur nou gaan oopmaak, dan gaan ons homoseksuele verhoudinge ook in die kerk inbring. Dis die minderheidsverslag. Die meerderheidsverslag, baie interessant, as ek vir jou 1 of 2 stukkies daarvan net kan ook lees, om te illustreer wat het hier gebeur. Hulle sê hier dat
7 van die 11 synodes het dit aanvaar, maar daar was dus 4 synodes wat dit nie wou aanvaar teen 87 nie. So daar was 'n paar synodes wat in opstand hierteen was, maar uiteindelik het hulle toe mos nou omgekeer in 1990. Nou sê hulle hier, hoor nou wat gebeur hier. Hoe word die skepingsorde verdraai? Aanhaling, die gesag van die amp rus immers nie op natuurlike skepingsmatige relasies nie, maar in Christus. So die skepingsorde word uitgegooi en gesê, dit berus in Christus. Maar Christus het die skepingsorde bevestig. Matteus 19. Die 12 apostels. Toe Judas sterf, word daar 'n nuwe man aangestel. So die skepingsorde, soos wat Paulus en die Here Jesus dit geleer het, word uitgerangeer, die word 'n nuwe bril geskep, en dit is wat ek glo wat gebeur het in 1990. En dan was die aanbeveling hier, aangesien die algemene synode by die lig wat hy het oordeel, dat die Heilige Skrif prinsipieel nie die toelating van die vrou tot die ampte van predikant en ouderling verbied nie, besluit die synode om die vrou tot hierdie ampte toe te laat. En dan sê hulle baie interessant by punt 2, die algemene synode laat dit aan die plaaslike gemeentes oor om te besluit. Interessant, nê? Nee, plaaslike gemeentes. Maar wat gebeur toe? Ek sit hier met berigte van predikante wat bitter vinnig vervolg is. Een voorbeeld was dominee Eugene Viljoen in 'n gemeente wat gevra het dat hy nie die vroue wil orden nie, omdat hy met 'n gewetenswroging gesit het, en hy is geskort uit die kerk. Baie vroeg. In Stellenbosch by moedergemeente was daar 'n predikant wat gepreek het ook hieroor, daar was 'n ondersoek teen hom gewees. So alhoewel hulle gesê het, hulle laat dit aan die gemeentes oor, het daar baie vinnig, het daar veroordeling en vervolging plaasgevind. Julle sal ook weet nou met die algemene synode van die NG Kerk, oor selfde geslagverhoudinge, was daar gedreig met hofsaake vir predikante wat nie saamstem nie. So vriende, my standpunt is dat hier is 'n presedent geskep in 1990, waar die skrifgesag, die gesag van Christus en die onfeilbaarheid van die woord aangetas is, toe daar 'n nuwe bril gebruik is om die skrif te herinterpreteer. En ek dink is baie belangrik om dit as groot hermeneutiese agtergrond te gebruik vir alles wat ons vervolgens gaan bespreek. Dit was dan punt nommer 1. Nommer 2, kom ons kyk gou 'n bietjie biografiese inligting van Niels Jackson. Ek het hier 'n paar van sy boeke wat ek al bietjie deurgewerk het oor 'n klompie jare. Hy was op skool in die 1980s in Oosmoed in Pretoria. Hy het gaan studeer by Tukkies. Hy het 'n BA graad, hy het 'n HOD in onderwys gedoen en hy het 'n honeursgraad in Afrikaans gedoen, en toe was hy vir 'n paar jaar onderwyser by Boys High. Ek het ook verneem van mense dat hy het ook by Waterkloof Hoërskool waar ek was, dink ek het hy skaak gegee ook vir 'n tyd vir van die skooliere daar. Toe het hy in 1990 aansoek gedoen om 'n joernalis te word by Beeld. Hy's aangestel daar, en van 1990 tot 2013 was hy die kerksake joernalis by Beeld, en toe was hy oor na Kerkbode toe. Hy het daar die redakteur geword van Kerkbode tussen 2013 en 2018, toe het hy afgetree en hy doen nou vryskut journalistiek. Hy het 'n klompie boeke ook geskrywe, en in 2025 het hy die kanseliersmedalje by Tukkies ontvang vir sy jarelange beriggewing oor teologiese sake. En dis natuurlik ook waar hy hierdie kontroversiële dinge gesê het oor daar's nie dwaalleer nie en dis nou 'n groepie fundamentaliste. Maar hy sien nie enige bewyse dat daar dwaalleer is nie. Inteendeel, hy's opgewonde en dink daar's hoop vir die kerk in die toekoms op grond van die nuwe studente wat afstudeer daar by Tukkies. Nou goed, dis net so 'n bietjie 'n biografiese inleiding oor Niels Jackson. So kom ons gaan vervolgens na hierdie kontroversiële toespraak wat hy gelewer het toe hy die kanseliersmedalje gekry het daar by Tukkies, en hy gaan praat van hierdie fundamentaliste. Kom ons luister wat hy sê, en dan gaan ek so 'n bietjie repliek daarop vir ons gee. The faculty nowadays is sometimes unfairly criticized and accused of all kinds of heresies
by a small minority of fundamentalist members of some of the churches they serve. I don't see any grounds for these accusations. On the contrary, I think that the young ministers trained by this faculty are some of the best reasons to be optimistic about the future of the church. Sjoe, weet julle, terwyl ek hierna geluister het, toe dink ek aan die opkoms van die nuwe hervorming. En wat so merkwaardig is in 2003 het Niels Jackson by die Noord-Transvaal Synode, het hy 'n berig geskrywe toe hulle die synode toegespreek het. En daar was senior kerkleiers van die NG Kerk wat deelgeneem het aan daardie gesprek. Ek wil vir jou as inleiding, ek gaan so 'n paar belangrike sake nou met jou deel, waar ons gaan kyk na van die dwaalleer ondersoeke. Ons gaan fokus in op Prof Julian Miller, maar spesifiek ook op Bende Tooi, omdat daardie twee sake die hele tyd saam geloop het. So ek gaan 'n klompie dinge met jou deel, waar jy dan moet besluit, of jy dink hierdie is geloofwaardig, wat hier beweer word. Ek onthou by daai synode in 2003, waar die nuwe hervormers opgeneem het Dr. James Kirkpatrick, wat ook by Tikkies klas gegee het, hy is ook op die kuratorium daar vir 'n klompie jare, het hy deelgeneem aan die gesprek toe die nuwe hervormings gesê het, ons kan nie meer glo in die liggaamlike opstanding van Jesus nie. Kom ek haal vir jou aan uit Niels Jackson se berig. Hy sê, synode vereer stil oor maagdelike geboorte. Nou sê hy, aanhaling, die synode, nadat die nuwe hervormers hulle toegespreek het, wou egter nie 'n kategoriese uitspraak lewer oor die geskiedkundigheid van die maagdelike geboorte of Jesus se liggaamlike opstanding nie. En dis nou nadat Pieter Crawford en Pieter Botha hulle toegespreek het. Nou sê hulle hier, Dr. James Kirkpatrick het gesê dat in sy gemeente, wat toe nou Suidoos Pretoria genoem word, hy het gevra of hy dan vir 'n klomp mense wat ernstig worstel, moet gaan sê, hulle is ongelowiges, omdat hulle die ortodokse geloofstaal van die kerk nie presies kan nasê nie. So, die konteks was die leergraf van Jesus, die liggaamlike opstanding. En hier kom Dr. Kirkpatrick en sê, mense wat dit nou nie glo nie, is hulle nou ongelowig is. En dis die vraag wat jy vir jouself moet vra. As jy nie in die leergraf van Christus glo nie, kan jy jouself werklik 'n Christen noem? En toe is hier gesê dat die synode wou nie verder 'n uitspraak hieroor lewer nie, omdat dit 'n kontroversiële saak was en dat daar moet ruimte vir gesprek verder wees. Vriende, dis net 'n eerste stukkie wat ek gou-gou vir jou net wou noem. Die tweede stuk wat ek vir jou wil noem is, in hierdie boek van Niels Jackson, praat hy nou oor die aantuigings van dwaalleer, waar dit nou gefokus het op Prof Julian Miller, Dani Veldsmann, Bende Tooi. En ek wil begin deur vir jou te lees wat hy hier op bladsy 226 in die boek sê. Hy sê dat Prof Julian Miller was daarvan beskuldig dat hy Jesus Christus se liggaamlike opstanding ontken. En nou sê hy, 'n besonder ongelukkige episode in hierdie verhaal het hom afgespeel. Dis nou ons nou by Tikkies en al die dwaalleer ondersoeke. En nou sê hy, baie interessant, hy sê, op die detail van wat alles daar gebeur het, wil ek nie ingaan nie. Nou, met respek, hy kla nou hier studente en kerke aan van fundamentalisme, wat aantuigings van dwaalleer hier maak, en hier was ondersoeke waarby hy so nou betrokke was, hy het berigte in die koerante geskrywe, maar hy sê, hy wil nou nie hier in diepte ingaan, in detail ingaan, in hierdie sake nie. Hoe kan jy 'n aantuiging maak van fundamentaliste wat praat van dwaalleer, jy kry geen bewyse daarvoor nie, en dan sê jy net hier, nee, maar jy wil nie daarop ingaan nie. So, die vraag is dit konsekwent? Nou, ek gaan nou 'n paar van hierdie getuienisse wat gepubliseer is van Prof Julian Miller, gaan ek nou met ons 'n paar daarvan deel. Maar ek wil graag eers gaan na Dr. Bende Tooi toe, omdat hierdie twee sake die hele tyd saam geloop het. En ook omdat hy praat van hierdie fundamentaliste, wat hierdie teoloog verkeerd verstaan, en daar is nie enige bewyse vir dwaalleer in die kerk nie. So ek gaan eers gou 'n paar stukkies met jou deel, van wat Niels Jackson oor die jare oor Dr. Bende Tooi geskryf het. Nou, laat ek net eers vir jou noem, hier is die boek
van Dr. Bende Tooi, wat in einde van 2000 verskyn het. En ek gaan nou vir ons 'n stukkie behandel van vooraanstaande professore, wat kritiek uitgespreek het oor hierdie boek. Maar kom ek lees eers vir jou. Hier is, kom ons kyk, waar is daai ander boek? Hier is 'n paar boeke waar Niels Jackson skryf. Hier is enetjie, ek kies steeds die kerk, en hier is die 3 dekades van verandering. En in al twee skryf hy redelik breedvoerig oor Dr. Bende Tooi. Die een het verskyn in 2014, net voor 2015, dis hierdie ene, en dan in 3 dekades van verandering, hier by 2021 het hierdie ene verskyn. Nou kom ek lees vir jou 'n paar stukkies wat hy oor Bende Tooi en hierdie boek geskryf het hierin. Op bladsy 150. Hoe het Dr. Bende Tooi sy geloof behou? Dis nou nadat hy hierdie boek geskryf het. Aanhaling. Hy moes soms eers alleen deur vrae worstel, voordat hy dit op 'n sagte manier en met insig met sy gemeente kon deel. Hy het egter met sy geloof daardeur gekom. In die teologie word daar soms na verwys as 'n tweede naïwiteit. De Tooi sê, jy gaan op 'n verkenningstog en dan beland jy weer by die begin, maar jy sien dit op 'n nuwe manier raak. Dis vir hom diep ontroerend. Hy wil eintlik net vertel van die verlossing in Jesus. Dit bly die goeie nuus. Nou, hoekom sukkel die kerk so om mense met hul worsteling te help? De Tooi meen, dis omdat die kerk self nog nie die ingrypende skuif van die voorwetenskaplike tyd na die wetenskaplike tyd in alle opsigte in sy geloofstaal en persepsies geïntegreer het nie. Sy raad aan mense wat worstel is om meer genaakbaar te wees met die konteks waaruit hulle kom. Vir hom is sy loyaliteit aan die NG Kerk familie ononderhandelbaar ten spyte van die kritiek wat 'n mens na binne het. Hierdie was geskrywe in 18 November 2011 in beeld. Nou goed, dis 'n stukkie van Bende Tooi in daardie boek. Nou in die volgende boek skryf hy hier op bladsy 224. Bende Tooi se boek God geloof in 'n postmoderne tyd is met die Andrew Murray Prys bekroon, wat beteken die beoordelaars, in hakkies gewoonlik persone met goeie oordeel, het gereken dit lewer 'n goeie bydra. Bietjie later af, in die breë gesien, dink ek dat die meeste kritiek wat uit verskeie oorde op al hierdie teoloë neergereën het, dit is nou op Bende Tooi, Julian Miller, Dani Veldsmann en sovoorts, op wanvoorstellings van hulle standpunte berus het, en op 'n verkeerde verstaan van wat hulle gesê of geskryf het. So is De Tooi van 'n ondermyning van die Christelike geloof beskuldig. Bietjie later af, terwyl De Tooi met sy eerste boek gesoek het na 'n manier om met intellektuele integriteit aan die geloof vas te hou, het hy wel later sy rug op die kerk en die geloof gekeer. Daaroor skryf hy in sy boek God is daar 'n ander antwoord, wat in 2020 verskyn het. Nou sê hy, hier's nou sy kommentaar daarop. Ek is jammer dat De Tooi se geloofspad hom by hierdie punt gebring het. Oor hom en Spangenberg, dis Prof Sakkie Spangenberg van die Nuwe Hervorming, het ek al meermale gewonder of hulle geloofspad nie anders sou geloop het as hulle die geloofsgemeenskap as 'n warm, ondersteunende ruimte ervaar het nie. Watter rol het die antagonisme, kritiek en openlike vyandigheid uit dele van die kerk gespeel om hulle uiteindelik weg van die kerk en die geloof te dryf? So vriende, Niels Jackson wil eintlik gehad het dat Bende Tooi en Sakkie Spangenberg met hulle radikale nuwe insigte deel van die kerk moes gebly het, en hy praat van wanvoorstellings, hy praat van die fundamentaliste wat ons nou met hulle verskil het. Nou, voordat ons aangaan, kom ons kyk net gou-gou na die boek wat hy geskryf het in die jaar 2000. Hy's aangestel ook mos in senior posisies. Ek gaan vir jou 'n stukkie lees van 'n paar vooraanstaande NG professore. Onder andere professor Jan Durant van Bloemfontein. Dit was 'n groep professore wat gereageer het op Bende Tooi se boek. Die opskrif was te min bly oor. Dis nou van die evangelie. Hulle sê hier byvoorbeeld,
Dr. Bende Tooi verwerp Bybelse perspektiewe op die bonatuurlike, byvoorbeeld die wonders, die duiwel en die maagdelike geboorte. En dan sê hulle, wat anders as net die etiek van Jesus bly oor, as dit alles verwerp word. So al die wonderwerke, die bestaan van die duiwel uitdrywings, dit is net sielkunde. Die wonders het nie werklik gebeur nie. Nou sê hulle, wat bly oor behalwe die etiek van Jesus? En dan word hier gepraat oor die opstanding. Dan word hier gesê, terwyl hy die bonatuurlike elemente soos die wonders en die duiwel verwerp, aanvaar hy tog die opstanding. Maar nou baie belangrik, hy kry dit reg deur die opstanding self wesenlik te verander. So wat hy doen is, hy sê, as ons doodgaan, ons bestaan uit energie, en die energie gaan nou net voortleef, soos Jesus ook, maar die graf hoef nie leeg te wees nie. Hy sê dit ook in 'n onderhoud op lid net, dat ons moet nou ook 'n simboliese verstaan moet ons akkommodeer. Nou sê hierdie 4 gerekende professore, hulle sê, die Christen sou dus nie meer kon aanvaar dat Jesus die dood oorwin het en die vrees vir die dood weggeneem het nie. Dit was bloot deel van die premodernisme en die apostels dat hulle so opgewonde was oor Jesus se opstanding. Vriende, jy moet besluit of hier geloofwaardige getuienis was, dat Dr. Bende Tooi inderdaad die hart van die woord van God, van Jesus Christus, in die gedrang gebring het met hierdie boek. Nou, kom ons gaan na wat Dr. Bende Tooi gesê het, nadat hy toe nou bedank het as predikant. Dit was natuurlik toe hy op pensioen is. En nou het hy 'n nuwe verstaan van God. Die graf is nie meer leeg nie, die bonatuurlike wonders het nie meer gebeur nie, en nou het hy 'n nuwe verstaan van God. Ek wil vir jou 'n stukkie daarvan lees, en dan gaan ons luister, waar hy in 'n onderhoud met Jan Oosthuizen gepraat het, oor sy nuwe verstaan van God, en sy kritiek op predikante, wat soos hy glo, maar wat nog steeds predikante is. Hy skryf hier oor die post-theïsme op bladsy 170 van sy nuwe boek. Hy sê, vir my dui die begrip post-theïsties op 'n definitiewe afskeid van enige geloof in 'n transcendente, metafisiese wêreld of bestaan waarin daar bonatuurlike magte en kragte sou wees. Om steeds so sommige wat hulle self as post-theïsties beskou, iets te probeer red van 'n godsgeloof, en dan voort te gaan om binne die konteks van die kerk en teologie 'n posisie op te eis, 'n inkonsekwente, selfs miskien 'n ietwat oneerlike omgang met die beskikbare data van die realiteite van ons bestaan reflekteer. Nou kom ons luister hoe Bende Tooi dit saamvat in 'n onderhoud. Kom ons luister. Ek sê dit op 'n ding wat mense maar kan opneem en kyk. Ek het geweldig baie simpatie met die tolererende gemeentes. Eintlik is hulle reg. Hulle het net nie bygehou by die liberale deel van die kerk waarvan ek deel was nie. Maar as jy na die letterlike fundamentalistiese verstaan van die geloof wil gaan kyk, is hulle nog steeds eintlik daar. So hulle is wat my betref soms die eerlikste. Die ander ouens speel baie keer 'n spel wat ek dan nie meer weet, maar met wie het ek te doen nie. Met hulle weet ek met wie het ek te doen. Ons is nie meer regtig soos die tradisionele kerk nie. Ons het bietjie verander, ons het aangepas, ons is meer open en alles. Maar dan moet hulle ook net eerlik wees om te sê, maar dan is hulle nie meer by die ander kerkie, maar dan wil hulle nog steeds daarvan deel wees. Hulle wil nog ergens daar binne in figureer. Ek ken hoeveel sulke groepe. Maar hulle is glad nie meer daar nie. Ek ken hoeveel sulke dominees. Hulle is oneerlik. Hulle is glad nie meer daar nie. Hulle het die legitimasie onderteken dat hulle die 3 formuliere van eenheid soos wat ons het verstaan en soos wat dit die Bybel interpreteer, dat hulle daaraan as die volle waarheid van die woord van God sal hou. Maar hulle is in wat hulle bediening aanbetref glad nie meer daar nie. My punt is net dat ek dink nie die ouens is altyd eerlik nie. Hulle weet, hulle is slim, hulle is slim. Hulle weet hulle kan nie meer met daai ou model vir mense gemaklik maak nie. Hulle dis binne die model 'n ander ene begin ontwikkel. So basies sê Bende Tooi dat die hele kaarthuis het in mekaar geval en jy kan nie met integriteit nog die belydenisskrifte onderteken nie, die opstanding en al die wonderwerke, die maagdelike geboorte,
jy moet bedank as jy met integriteit wil eerlik wees. Nou, ek wil net deurlopend die hele tyd jou herinner, kom ons gaan net die hele tyd terug na 1990 toe. Onthou dit die hele tyd soos wat ons nou vandag se program, wat 'n redelike lang program vandag gaan wees, hou dit in gedagte. Wanneer jy iets wat die skrif helder leer, gaan omdraai, 'n nuwe bril skep, dan het jy 'n presedent geskep. En oor tyd gaan jy dit mos nou met die maagdelike geboorte kan doen, en die wonders van Jesus. En uiteindelik sien mens hoe die hele kaarthuis in mekaar geval het. Dit is wat ek glo wat baie belangrik is om die hele tyd in gedagte te hou. Nou goed, kom ons gaan luister net gou weer waar Niels Jackson dan gepraat het om te sê dis fundamentaliste en daar is geen bewyse dat daar dwaalleer by van hierdie teoloos wat by tikkies is nie. Kom ons luister daarna, dan gaan ons bietjie kyk na Prof. Julian Miller. The faculty nowadays is sometimes unfairly criticized and accused of all kinds of heresies by a small minority of fundamentalist members of some of the churches they serve. I don't see any grounds for these accusations. On the contrary, I think that the young ministers trained by this faculty are some of the best reasons to be optimistic about the future of the church. Nou goed, in terme van die toekoms nou, hy is opgewonde, ons gaan nou daarby uitkom. Ek sal een van Prof. Dani Veldsmann se studente, sal ek vir ons 'n stukkie daaruit uit navorsing gee, dat jy daaroor moet besluit. Maar kom ons kom eers nou, wat hy hier praat van fundamentaliste, en dis onregverdig, en daar's geen bewyse vir dwaalleer by die fakulteit nie. Ek wil vir jou 'n stukkie lees van Prof. Julian Miller, van sy gepubliseerde boeke. Jy kan hierdie goed self lees. Ons het ook verwysings daarna in opgestaan, verbatim, met voetnotas, in hakkies, jy kan dit alles daar gaan lees. Daar's so baie wat ek vir jou kan aanhaal, maar kom ons vat Prof. Julian se heel laaste boek, waar hy skrywe oor die apostoliese geloofsbelijdenis, waar hy 'n radikale herinterpretasie van elke lyn vir ons wil voorstel. Kom ons kyk eers wat hy sê oor die opstanding. Alles dui dus daarop dat die opstandingsverhale nie histories feitelik verstaan moet word nie, maar metafories en mitologies gelees moet word. Kom ek lees vir jou wat sê hy oor die evangelie. En die boodskap dat Jesus die oordeel van God gedra het, namens ons, die oordeel wat op ons kom as gevolg van ons sonde en die erfsonde. Hy vervang dit met 'n Jesus wat nie sterf vir ons sondes nie. Hoor hierdie. Die boodskap dat daar by God nie so iets so skuld bestaan nie, is eintlik nog eenvoudiger en treffender. Dit is tog die goeie nuus van die evangelie. Nie dat daar vir ons en namens ons boete gedoen is nie, maar dat God nie met skuld en boete werk nie. God is liefde. En God is te finde waar daar liefde is. Vriende, dis 'n nuwe halwe evangelie, is dit nie? En dan oor God, ek gaan nou 'n stukkie afsluit oor die posteïsme, maar hier sê Prof. Julian, hy sê op bladsy 32, ons konsep en beeld van God is die resultaat van vertelling en oorvertelling van menslike ervarings van die goddelike. En uiteindelik het ons eie storie gekanoniseer. Ons verhaal van God het die verhaal van God geword, het self God geword. En dan in 'n vroeëre boek sê Prof. Julian, hy sluit aan by Klaas Hendrikse, die ateïstiese dominee in Nederland. God wat gebeur. God verander die hele tyd. God is nie meer wat die skrif en die belydenis skrifte sê nie. En dan sê hy hier, ek sou myself 'n posteïs wou noem. Dit beteken ek aanvaar dat 'n bepaalde era met sekere verouderde denkwyses en taal oor God verbygegaan het. Ek weet dat ek onherroepelik aanbeweeg het en nuwe denkraamwerke oor God my nou inspireer en fascineer. En dan verwerp hy dinge soos die alomteenwoordigheid van God. En dan het hy 'n tabel wat hy nou aantoon en is baie dieselfde soos Bente Toysen. Teïsme, posteïsme, 'n teïstiese God, die God van die Bybel en die belydenis skrifte, is 'n teïstiese God wat heilig is, wat geregtigheid het en wat sonde oordeel. Die posteïstiese God is 'n liefdevolle God. Jesus betaal nie vir jou sondes nie.
En dan die teïstiese God werk met waarheidsaansprake, terwyl die posttheïsme sê, teologie beskik nie oor die waarheid nie, maar behels 'n soeke na waarheid. Vriende, jy moet self besluit, nou dat jy kon kyk na 'n paar voorbeelde, wat Niels Jackson beweer, Dr. Ben de Tooy, wat aanvanklik in die kerk gebly het, wat uiteindelik 'n posttheïs geword het en sê, dis oneerlik om te bly, en Prof. Julian Miller se standpunte wat baie dieselfde was. Jy moet self besluit waar jy jouself daaroor wil posisioneer. Ten slotte oor hierdie deel, kom ons praat gou net oor hierdie stukkie waar Niels Jackson sê, hy is nou baie opgewonde oor die nuwe jong teoloë en predikante wat nou by die fakulteit teologie studeer het. Nou, een van die ander professore wat ook kontroversieel was Prof. Dani Veldsmann, en hy was een van die persone op die ringskommissie met Prof. Julian Miller wat hom vrygespreek het. Hy het professor geword en hy het reeds in 1993 die bewering gemaak dat Jesus se liggaam gesteel was en herbegrawe is. Hy sluit aan by Rudolf Bultmann, Jesus staan geestelik op, en dan bring hy die ekologie daarin. Nêrens daar het hy die liggaamlike opstanding van Jesus bely nie. Hy werk ook in sy sistematiese teologie met die evolusie waar God verander en word. En een van sy studente, en ons hoef nie name te noem nie, wat nou die produk is, kan 'n mens sê, van hierdie nuwe teologie. En as ek reg verstaan waaroor Niels Jackson nou opgewonde is. Een van hulle, wat 'n senior leier in die kerk vandag is, wat by Prof. Veldsmann gewerk het. Ek wil vir jou 'n stukkie lees uit haar navorsing, om vir jou aan te toon, wat is die nuwe soort teologie, wat nou verkondig word in die kerk. Ek gee vir jou 'n paar Engelse aanhalings uit hierdie navorsing, wat ek dan ook sal verduidelik. Op bladsy 39. The Eden narrative functions on the level of myth, in the sense that it describes events that never happened in history. Vriende, Genesis 1 tot 3, onthou julle in 1990 as ons teruggaan. As jy daaraan begin torring, wat gebeur oor tyd? Hier vind ons, in 2016, dat 'n doktorale student in die NG Kerk sê dat die Eden verhale, Genesis 1 tot 3, is mitologies, dit het nie gebeur nie. En nou moet jy besluit, wat is die implikasie daarvan? Wanneer Jesus praat daaroor, in die Nuwe Testament, wanneer Paulus daaroor praat. Volgende aanhaling, op bladsy 61-62. Paul's conclusion in Romans 3 that all are governed by the enslaving power of sin does not rest on empirical observation, since the charge of immorality that form his argument are exaggerated. Vriende, hoor julle wat word hier beweer? Wanneer Paulus in Romeine 3 praat, oor ons almal is gebore in sonde. Almal het gesondig en kan nie deel in die heerlikheid van God nie, omdat ons in sonde gebore en ontvang is. Hier word beweer, Paulus oordryf. Die laaste aanhaling wat ek wil maak, hier word gesê op bladsy 247 oor Paulus, certain logical inconsistencies suggest first that Paul invented his pessimistic understanding of the human plight. Vriende, hier word beweer, Paulus het die erfsonde uitgedink. Dis wat hier beweer word. Hoekom het Paulus dit uitgedink? In order to accommodate his soteriological convictions, dis nou groot teologiese woorde, hy het die erfsonde uitgedink om sy verstaan van die redding te akkommodeer. Jesus het die oordeel van die Heilige God gedra namens ons, in ons plek, en om dit te kan sê, moes hy die erfsonde uitgedink het. Dis basies wat hier beweer word. Vriende, en dit is die soort vrug wat by die teologiese fakulteit in Pretoria die afgelope aantal jare geproduseer word. En jy moet besluit, is dit goeie nuus of is dit slegte nuus? Weet jy, tipies wat met so 'n soort van ding gebeur, is daar's iets wat 'n ding op die spits dryf. In hierdie geval was dit die besluite oor gay lidmate en gay verhoudings. Ek dink net eenvoudig die NG Kerk
sal geduldig wees met daai mense, maar die NG Kerk het gehoor wat hulle sê, en die NG Kerk stem nie saam nie. Uit die 2015 Algemene Sinode in Pretoria was daar 'n deurbraak gewees. Die sinode het duidelik positief besluit oor selfde geslagverhoudinge. Die ouens wat daarteen gekant is, het met teenargumente gekom, maar uiteindelik het daai sinode 3 keer gesê, met duidelike meerderhede, ons wil dit besluit. Ons aanvaar selfde geslagverhoudinge. Nou goed, dit bring ons dan by die volgende punt en dit gaan oor die goedkeuring van homoseksuele verhoudinge vir predikante in die NG Kerk sedert 2015. En julle hoor nou daar wat sê Niels Jackson, hy sê dat iets het hierdie dinge op die spits gedryf. Hy sê die NG Kerk sal geduldig wees met hulle wat verskil. Die NG Kerk sê hy stem nie saam nie. Hy sê dis 'n klein groepie wat nou verskil. Hy sê daar was 'n deurbraak. Jy kan hoor hy praat deurgangs net positief. Deurbraak, duidelik positief het die sinode besluit hieroor. Hy sê 3 keer was daar 'n duidelike meerderheid gewees. Nou, ek gaan probeer om so bietjie duiwels advokaat te speel met 'n paar baie sterk stellings wat hier gemaak word. Ek gaan onder andere kyk na hy sê dat hulle sal geduldig wees. Ek gaan so 'n bietjie na die sinode self van 2015 ook kyk, maar kom ons begin net eers gou met wat is die huidige goedgekeurde standpunt nou in 2023 in die NG Kerk. Kom ons kyk na die bewoording daar en dan gaan ek so 'n bietjie repliek daarop vir ons gee. In 2023 het die Algemene Sinode nou die volgende besluit. Die Algemene Sinode het besluit en die belangrike punt is hier by 3.4 dat daar ruimte geskep is vir kerkrade en predikante wat alweg oop sien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig, as ook vir hulle wat nie hulle weg oop sien nie. Nou dit klink ons nou, hier is nou niemand hoef met 'n gewetenswroeging te sit nie, hier is ons nou ruimte vir die verskillende standpunte. Nou, onmiddellik moet jy besef dat as jy teruggaan na die vrou in die ampt toe van 1990, onthou julle wat ek nou vir julle gewys, die oomblik toe dit goedgekeur is, vroue predikante, was daar predikante geskort uit die NG Kerk. Hoekom? Hulle wou nie vroue predikante orde nie, en toe is hulle deur ringe uitgegooi. So, dis belangrik om kerkhistories daai opmerking te maak. Wat gebeur tans in die NG Kerk? Ten spyte van die feit dat hulle sê, hier is nou ruimte vir verskillende standpunte, is daar reeds 'n paar NG predikante geskort, uit die NG Kerk gegooi, oor hierdie saak. Nou, hoe gebeur dit dan? Kom ek probeer verduidelik. Tydens die 2023 Algemene Sinode, het die Algemene Sinode se kommissie vir regte, het hulle 'n klomp nuwe wette ingebring, en ek het met predikante gepraat wat daar was, wat sê, 'n klompie is ingegooi, wat nooit eers gedebatteer kon geword het nie, hulle het ingeglip, soos byvoorbeeld hierdie een nuwe wet, artikel 22.3, aanhaling. 'n meerdere vergadering kan in die geval van wanbestuur of onvermoë 'n mindere vergadering ontbind en hersaamstel en of onder die meerdere vergadering se bestuur plaas. Hierdie was so geformuleer dat 'n ring kan 'n predikant nou aankla en ontslaan. En ons het voorbeelde waar presies dit gebeur het. Kan ek vir jou een voorbeeld gee? In Opgestaan, kan julle gaan kyk agterin, het ons die getuienis van een so gemeente. Dit was Tafelberg gemeente. Ek gee vir jou net 'n paar stukkies hier uit, aanhaling. Uiteindelik is ons leraar deur 'n ringskollega aangekla van skeurmakery en die verbreeking van sy legitimasie eed. Ook die leier ouderling is deur dieselfde predikant aangekla. Die ring het besluit om die vervolging teen ons leraar ongeag grondige besware op onkerkordelike en onwettige wyse voort te sit. Die ondersoek het in die afwesigheid van ons leraar plaasgevind en daar is toe besluit om sy legitimasie in die NG Kerkverband te beëindig. Vriende, waarom het dit gebeur? Kan ek vir jou probeer verduidelik? Hier word gesê
by die algemene sinode se goedkeuring, dat daar moet ruimte wees vir verskil hiervan. Maar nou is die belangrike punt. Wat sê Paulus in Romeine 16 byvoorbeeld? Hierdie mense wat 'n ander verstaan van die huwelik, van selfde geslagverhoudinge het. Aan die einde van die hoofstuk sê Paulus die voorbeeld, die volgende. Ek druk julle dit op die hart, broeders. Pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Kan julle sien wat is die probleem? As jy in 'n gemeente is en jy sê, ek kan nie saam met buurgemeentes in 'n ongelyke juk bly nie. Ek kan nie ruimte maak vir hulle alternatief op die huwelik nie. Ek moet myself distansieer van hulle. Ek kan nie saam met hulle nagmaal gebruik nie. Dan kan buurgemeentes en leraars sê jy's 'n skeurmaker op grond van artikel 22.3. So Paulus sê bly weg van hulle af en die ring sê jy mag nie wegbly van hulle af nie. Julle moet mekaar akkommodeer. Hulle sê hier's ruimte vir verskil, maar as jy getrou aan Christus en die woord wil bly, dan gaan ons jou uitgooi. En dis wat nou reeds op voetsoolvlak gebeur. Dis my standpunt. Jy moet self besluit daaroor of jy dink dit meriete het wat ek hier voorstel, maar dit is een van die implikasies wat jy kan maak wat nou reeds 'n paar keer in die kerk gebeur het. Verder moet ons ook in gedagte hou dat al sê die algemene sinode daar's nou ruimte vir gemeentes om hieroor te verskil en dat hulle vir mekaar ruimte bied. Daar reeds in die koerante berigte verskyn het van senior advokate wat sê dit moet in die hof getoets word en daar's gelegitimeerdes in die NG Kerk wat sê dat alle gemeentes is eintlik onder die grondwet verplig om dit te aanvaar. En as hulle nie doen nie, kan hulle hof toegevat word. Ons het 'n hele program daaroor gemaak waar jy in meer tegniese detail kan gaan sien wat is die argumente wat daarvoor gegee word. So vriende, ek dink dit is baie meer kompleks deur net te sê dat hulle sal geduldig nou maar geduld hê met hulle wat met hulle hieroor verskil nie. Ek dink as ons gaan kyk wat reeds in die praktyk gebeur, is daar vervolging met voorbeelde wat ons vanuit plaaslike gemeentes kan aanbied daarvoor. Nou goed, kom ons gaan vervolgens na Dominee Helgard Janse van Rensburg wat 'n alternatiewe perspektief op Niels Jackson vir ons kan gee, wat ook by die 2015 algemene sinode van die NG Kerk was. Ons het nou gehoor daar dat Niels praat van 2015 was daar 'n deurbraak. Hy praat van duidelik positief is daartoe besluit oor selfde geslagverhoudings. Hy sê die NG Kerk stem nie saam met die groep wat nou verskil daaroor nie. Hy sê 3 keer duidelike meerderheid het daarvoor gestem. Maar die vraag is daar ongeruimdhede? Was daar 'n agenda? Was daar manipulasie? Was daar breinspoeling? En dit is die soort dinge wat Dominee Helgard Janse van Rensburg van sy perspektief op die tafel gaan sit. Dit kom uit 'n lang onderhoud wat hy gehad het met Dr. Bernard Fiekert. Ek gaan net vir jou 'n stukkie speel wat die kern vasvat van wat is sy besorgdhede oor wat gebeur het by die Algemene Sinode 2015. Kom ons luister na die eerste stukkie, dan sal ek ook so 'n stuk repliek daarop vir ons probeer gee. Kom ons luister. Wat 'n ontnigtering. Van die opening, nagmaalsdiens, Pretoria Ooskerk, word daar uitdruklik al gesê, maak oop die deure. Daarna elke opening, maak ruimer, maar dit gaan ook by name te oor selfde geslagverhoudinge. En dat ons ook mense wat in selfde geslagverhoudinge is, in die ampte moet toelaat. Goed, net 2 gedagtes hier. Die eerste punt is, 'n nagmaalsdiens by 'n sinode is eintlik nie gereformeerd nie. Want elke plaaslike gemeente is mos volwaardig kerk, met eredienste, met leraars. 'n Sinode is daar net afgevaardigdes wat kom om saam te stem oor wat die woord van God sê. Dis nie veronderstel om 'n erediens te wees nie. En dit is ook 'n nuwe tendens wat in die NG Kerk posgevat het, wat eintlik 'n gevaarlike ongereformeerde ding is wat ontwikkel het. Dis die eerste opmerking. Die tweede opmerking wat ek wil maak is, toe ek luister hierna toe, dink ek,
maak die deure oop, maak oop. 'n paar maande voor hierdie synode het professor Nelis Niemann, wat die moderator van die 2013 synode was, het hy in die publieke media 'n berig gaan skryf om te sê, maak oop die deure, gooi oop die deure. En in die berig het daar gestaan, die moderator van die NG Kerk. En waaraan laat dit my toe dink? Dit laat my toe onmiddellik dink aan Prof Willie Jonker, wat voor die algemene synode gewaarsku het van die gevare van 'n moderator en 'n moderamen. Kom ek lees vir jou net 'n stukkie wat hierdie punt, hierdie gevaar, hierdie besorgdheid vasvat. Prof Willie Jonker sê, sodra die moderator gekies word vir 'n termyn, en nie net vir die duur van die vergadering nie, kom daar tog onteenseglike mag in die hande van so 'n persoon. Die gevolg is dat die moderator naderhand, of hy wil of nie, gesien word as 'n soort hoof van die kerk, wat die bevoegdheid besit om namens die kerk in sy geheel te kan praat. Sien julle die gevaar hiervan? Dit klink mos Rooms-Katoliek, die paus, een persoon wat mag het, wat uitsprake maak en mense beïnvloed. En nou sê Prof Willie Jonker hier, hy kry die persepsie van hy is die hoof van die kerk, en dan sê hy, moreel het hierdie broeders dan meer mag in hulle hande, as wat enige mens in die kerk van die Here behoort te hê. Sien julle die gevaar van 'n moderator, wat dan mense kan beïnvloed. En dit lyk my was die belewenis ook van mense soos Dominee Helgard Janse van Rensburg. Kom ons gaan aan en luister wat sê hy vervolgens oor wat het by hierdie synode gebeur. Daar was die skilderye wat gemaak was, wat die mense gebreinspoel het. Daar was plakate, jy het gepraat van die T-hemde. Kom ons stop net gou daar. Skilderye, hy vertel later in die onderhoud, dit was in die kleure van die LGBTQ+ reënboog, wat hierdie kunstenaar voorstellings gemaak is. T-hemde, hierdie is aktivisme. Vriende, dit is alles dinge wat nie by 'n gereformeerde synode hoort nie. Hoekom nie? Dit moet gaan oor wat sê die woord van God, nie wat ander agendas is of mense wat probeer om met simboliek en ander maniere mense te manipuleer nie. Kom ons luister vervolgens. Daar was die onwettige deelname van mense wat as sprekers opgetree het. Die ATR, die tydelike ATR het voor die vergadering destyds nog gesê, hierdie persoon mag nie daar wees nie, die geloofsbrief is onwettig. Hy het die onderneming gegee, hy sal dit vir die voorsitter sê. Toe die persoon opstaan, het 'n lid van die tydelike taakspanregte opgestaan en gesê, ek maak beswaar. Dis geïgnoreer, die persoon is verder toegelaat. Vriende, wat Dominee Helgard hier noem is ongeruimdhede. Dit werk so in die gereformeerde erfenis en kerkorde, dat elke kerkraad vaardig gewoonlik 'n ouderling en 'n predikant af, wat deur 'n kerkraadsvergadering die bevoegdheid gegee word om daai gemeente te gaan verteenwoordig by 'n synode. Hulle kry 'n geloofsbrief. Daai briewe word een vir een ontvang vir die hele synode. So wat hy hier sê is, hier was mense, aktiviste, vir die LGBTQ+ beweging, wat nie so 'n brief gehad het nie, en by hierdie synode opgetree het. Ek het gepraat met predikante wat by die synode was, en het bevestig dat een van hierdie aktiviste was 'n bekende NG professor by een van die fakulteite, wat 'n groot aktivis is vir die LGBTQ+ beweging, wat nie afgevaardig was nie, wat 'n spreekbeurt gekry het. 'n ander persoon wat 'n spreekbeurt gekry het, was Dr. Ben de Tooy, wat toe reeds 'n afgetrede predikant was. Ek het bevestiging gekry by een van die leraars wat by die synode was, dat hy het buite orde 'n spreekbeurt gekry. Hy het ook met die media gepraat, net na die besluitneming van die synode. Vriende, dit sê vir 'n mens dat hierdie dinge gebeur wat in stryd was met die kerkorde, wat die integriteit van hierdie besluit in twyfel behoort te trek. So jy moet besluit, as jy na al die getuienis luister, mense soos Dominee Helgard, mense soos Niels Jackson wat sê, daar's duidelik 3 keer besluit, die synode het besluit, die NG Kerk stem nie saam met wat hulle noem 'n klein minderheid wat nie saamgestem het nie, en jy moet besluit, was hier onkerkordelike beïnvloeding?
Was hier mense wat 'n agenda gehad het, drukgroepe wat nie gebehou het by die gereformeerde kerkorde soos wat dit moet wees nie. Jy moet self daaroor besluit. Nou goed, dit bring ons by nommer 5, die laaste punt vir vandag. En hier wil ek 'n bietjie meer met jou deel oor Niels Jackson, wat die afgelope paar jaar baie meer praat oor wat is sy persoonlike standpunt oor die teologie, oor God, oor die Bybel, waar hy miskien nou 'n bietjie meer gemaklik is om te sê wat hy werklik glo. En hy het opgetree by die Hervormde Kerk Centurion Oos, en dit was op 10 Maart 2022. Die tema was, hoe word die kerk gesien? En hy het besondere interessante goed gesê oor God, oor Jesus, oor die Bybel en oor sonde. En ek wil graag 'n paar stukkies hier met jou deel, en dan so 'n bietjie repliek ook daarop vir ons gee. Kom ons luister, wat het hy gesê oor God? En julle gaan nou hoor, hy gaan vertel toe hy jonger was, ek kan nou nie die hele ding vir julle speel nie, maar hy het gepraat van toe hy jonger was hy soos 'n fariseer, en die geloof is net oor moets en moenies, en uiteindelik het sy verstaan van God in die proses verander. Kom ons luister, wat sê hy? Vir die godsdienstige leiers, die skrifgeleerdes en die fariseërs is mense nie belangrik nie, maar vir Jesus is mense belangrik. Dit het my godsbegrip verander. Maar toe ek hierdie prentjie van Jesus sien, van 'n God wat omgee vir mense, toe het my verstaan van wie God is verander, na 'n liefdevolle God wat my belange op die hart dra, wat wil hê dit moet goed gaan met my. Nou goed, ons weet op hierdie stadium hy is ten gunste van homoseksuele verhoudinge in die NG Kerk, so dit is nie vir hom sonde nie. En hier praat hy nou van 'n God van genade en liefde, en wil hê dit moet goed met my gaan, en hy kontrasteer dit nou met die God wat hy gehad het toe hy nou jonger was. Hy's 'n fariseer, net 'n God van oordeel en reëls. Nou, wat my dadelik opgeval het toe ek hierna geluister het, was Prof. B.B. Keet van Stellenbosch, wat 'n sistematiese teologie geskryf het. En hy sê in sy sistematiese teologie, die eerste volledige een in Afrikaans, hy sê, vir die Christen is sy opvatting van wie God is alles beheersend. Veral sal hy geen eie gemaakte beeld van die Allerhoogste kan vorm nie, want dan verval hy tot afgoderry. Vriende, wat is die gevaar vir my en vir jou en vir Niels? Is dat ons 'n God gaan skep wat by my pas. En die gevaar kan wees net 'n God van liefde en inklusiwiteit en genade. Wat ontbreek? Is God nie ook heilig, heilig, heilig nie? Is God nie ook geregtigheid nie? En ander teoloë, gereformeerde teoloë het ook daarop gewys, God is te gelykertyd al sy wesenskenmerke van alle ewigheid tot alle ewigheid. Ons kan nie een of twee isoleer nie, dan maak ons 'n afgod. Is dit nie die gevaar waarmee ons sit nie? Dat ek skep 'n God wat by my pas. Ek dink dis die eerste belangrike ding wat ek en jy moet raak sien. Ons sit altyd in die gevaar dat ons God kan skep om by my te pas. Dis die eerste ding wat ek graag hier met jou wou deel. Nou, die tweede stuk wat ek met jou wil deel, is waar hy praat oor dat hierdie God wat omgee en wat net liefde gee, en aan die kant is van die gemarginaliseerdes. Hy het 'n nuwe verstaan van God gekry, wat ook sy verstaan van die Bybel verander het. Kom ons hoor wat sê hy daaroor. My siening van die Bybel het verander. Waar die Bybel vroeër 'n boek was waar ek reëls vir die lewe kon gaan vind. Reëls waaraan ek gehoorsaam moet wees sodat ek nie in die moeilikheid by God beland nie. Het die Bybel nou vir my 'n boek geword van verhale van God se genade en God se liefde, God se omgee vir mense. Goed, so die Bybel word nou verhale van God se genade en omgee vir mense. Vriende, met respek, is die skrif nie baie meer as net dit nie. Twee stukkies met jou deel. Die een is uit die Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat sê die Nederlandse geloofsbelijdenis oor die Bybel? Ek lees vir jou 'n stukkie. Ons glo dat hierdie heilige skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word.
Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe is, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie. Ja, al was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê, Galasiërs 1 vers 8. En aangesien dit verbode is om iets by die woord van God by te voeg of daarvan weg te laat, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Vriende, wat sê Paulus in sy laaste brief vir Timoteus oor die skrif? Kom ek lees dit net weer vir jou. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Vriende, dan wil ek 'n laaste stukkie vir jou speel waar Niels gaan praat oor sy verstaan van sonde en van Jesus het verander. Hy gaan praat oor sy eie ervarings in die verband en hy gaan fokus spesifiek op Matteus 25 waar Jesus mos nou praat van hulle vir wie hy 'n glas water gee en in die tronke besoek het. En hy gaan daarop fokus en ook 'n baie spesifieke standpunt oor sonde huldig. Ek wil hê jy moet luister. Ek het ook weer gaan kyk na die evangelies, werklik gaan probeer worstel met wat die evangelies leer oor sonde en oor ons redding in die proses en dan sal ek aan die einde ook reageer en afsluit met die Bybel. Kom ons luister. Ek het anders oor sonde begin dink. Sonde was vroeër 'n lys oortredinge wat teen my naam aangeteken is en waarvoor ek gaan moet rekenskap gee en waarvoor ek gestraf gaan word. Terwyl ek het begin verstaan, sonde is om Jesus se woorde uit Matteus 25 te gebruik. Dis wanneer ons iemand sien wat honger is en nie vir hom kos gee nie. So ek het begin verstaan dat sonde is wanneer jy jou naaste skade aandoen. Sjoe, vriende, terwyl ek hierna luister, dink ek, is sonde beperk tot hierdie saak wat Niels hier noem. Terwyl hy praat, dink ek aan die Here Jesus in die bergrede wat sê, jy het nog net gedink aan 'n sonde in jou hart en jou gedagtes, dan staan ek onder die oordeel van God. Ek dink aan die Here Jesus aan die begin van sy bediening, waar hy begin voor die bergrede, wat sê hy vir sy volgelinge en vir die skare? Hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Wat sê die Here Jesus in Matteus 9 vers 35? En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. Hy het die evangelie verkondig, vriende. Wat sê hoofstuk 11 vers 20? Toe het hy, Jesus, die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hulle nie bekeer het nie. Vriende, is dit nie dat Matteus 25 en die vyeboom wat veroordeel is, dit was mense wat aangevoer het, hulle tot bekering gekom, maar hulle het geen vrugte wat by die bekering pas nie. Vriende, word ons gered deur ons goeie werke? Is dit nie die resultaat van wedergeboorte nie? Is dit nie 'n halwe evangelie nie? Is dit nie die volle evangelie nie? Bekering en dan die vrugte wat by die bekering pas. Kom ons kyk na sonde. Vriende, is sonde beperk tot net my dade? Vriende, wat het in die tuin van Eden gebeur? Vriende, is dit nie rebellie en ongehoorsaamheid teen God nie? Vriende, wat gebeur in die Johannes evangelie as die Here Jesus by die Samaritaanse vrou kom? Ja, Jesus breek die grense en hy kom na haar toe en sê vir haar wat? Gaan roep jou man en kom hier. Wat antwoord sy? Sy sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Vriende, wat doen die Here Jesus? Jesus ontbloot haar sonde, haar seksuele sonde,
Sy kom tot bekering. Vriende, dis nie net sosiale geregtigheid en sopkombuise nie. Hier is bekering. Sonde is nie net wat ons nagelaat het teenoor ons naaste nie. Dit is inherent. Elke mens het sonde. Vriende, dink aan die bad van Bethesda. Die Here het 'n verlamde man gesond gemaak. Wat gebeur in hoofstuk 5 vers 14? Kyk wat sê die Here vir hom. Kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Onthou julle die oorspelige vrou, die Here Jesus kom en hy steek die grense oor, sê hy vir die vrou, gaan aan in jou sonde? Nee, hy sê vir haar, gaan en sondig nie meer nie. Vriende, waarvoor het Jesus kom sterf? Is dit nie 'n heilige volmaakte God wat ons oordeel? En Jesus Christus, die tweede persoon van die drie-eenheid, kom en dra die vloek en die oordeel van God in ons plek. Maagdelik gebore, volmaakte lewe gelei. Hy sterf en dra die oordeel in ons plek. Ons moet tot bekering kom en hy staan liggaamlik uit die graf op. En wat sluit die Here Jesus mee af in Matteus 28? Die Here Jesus stuur die 11 apostels uit en hy sê vir hulle die volgende: gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Vriende, met respek, hoe word ek en jy 'n disipel? Ons bekeer ons van ons sonde. Dit is nie net sosiale geregtigheid nie, dit is die vrug van ons bekering. 'n Disipel is 'n slaaf van Christus, wat my kruis optel en hom volg, tot bekering gekom het. En wat sê die Here Jesus dan? Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. Vriende, nie net daai goed wat pas by my nie. Alles wat die woord leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan hierdie woorde, die Here Jesus sê, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Vriende, kom ons vat alles saam. Ek glo dat sedert 1990 met die algemene sinode van die NG Kerk, toe Niels Jackson ook joernalis geword het, dat daar 'n groep joernaliste was en kerkleiers wat nie meer onder die gesag van Christus en die onfeilbare woord van God gestaan het nie. En oor tyd kan ons sien hoe die kaarthuis in mekaar gestort het. En van hierdie joernaliste het kerkmense probeer sis en sê dat daar niks fout was nie. Vandag weet ons, kan ons die vrugte daarvan sien. Dit is my standpunt. Laat weet my wat jou perspektief is oor hierdie sake. Mag die Here jou seën tot volgende keer. Totsiens.